verskillende plekke en ons trek al klaar by dieselfde tipe inskrywings as waar dit was toe ons net in een event kon by mekaar kom. So ons droom is dat ons regtig dit sal verdubbel in hierdie jaar. Nou, volgende Sondag gaan ons afskop met die laaste reeks. Ek weet nie of jy dit weet nie, maar dit is vir ons belangrik om een onderwerp te vat en so bietjie om van verskillende hoeke af te benader. En die laaste reeks vir die jaar voordat ons Desember gaan tref, kan jy glo ons is al daar. Kyk, Desember se weer is al hier, maar ons is nou nog op pad na Desember toe. Gaan ons 'n bietjie met jou praat oor waar jy funksioneer elke dag en hoe die Here begeer om regtig jou hand te vat in jou daaglikse funksionering. En ons wil jou eintlik opstel vir volgende jaar. So ek sê altyd vir mense, as jy bietjie op die reis is, op die pad is, maak seker dat jy online gaan kyk. Ons doen twee goed, ons saai die diens uit, maar op YouTube, en jy sal jy sien dat ons 'n opsomming doen van omtrent so 10 of 12 minute. So kom saam met ons in hierdie Bybelstudie vir die volgende paar weke. Ons gaan ook iets spesiaal doen in die week. Ek sal dit volgende Sondag met julle deel. So vir vandag wil ek half net so bietjie van 'n voorloper met jou oorkuier. Die woord worship, die woord aanbidding, is 'n woord wat verskriklike verskeidenheid van prentjies in mense se koppe bring. En ek sal graag vir jou wil vra om bietjie saam met my te dink, hoekom is dit so, en jy sal op die volgende skerm sien, dat die mens eintlik in sy DNA is daar 'n begeerte na aanbidding. Jy sien dit in 'n slegte manier. Jy sien in van die tribes reg oor die wêreld, sien jy hoe dat hulle voor gode buig. Hulle sal een of ander element van die natuur sal hulle in verwondering laat, en dan is daar 'n stuk aanbidding wat daar plaasvind. Toe ons nou, nee, ekskuus, bly net vir my daar, baie vorige een, dankie. Ons sukkel vanmôre met hierdie klieker, hy is op sy eie stasie vandag. Die fisiese klieker, nie die persoon nie, bedoel ek. Net korreksie daar. Ons terwyl ons in Washington was, rukkie terug, toe gaan kyk ons na die National Geographic Museum, en daar's 'n hele uitstalling gewees oor een van die farao's van Egipte, en ek was weer net aangegryp deur hoe intens spiritueel mense geleef het in daai era. Maar die verskriklike bygelowe en die goed wat hulle aanbid het, en die ontsaglike vrees wat daarmee saamgegaan het, die vrees vir die ewigheid. So aanbidding, soos wat ek nou vir jou gesê het, as jy oor die wêreld kyk, is dit interessant om te sien wat gebeur in Islam. Dis interessant om te sien wat gebeur in Afrika, in Suid-Amerika, en is interessant om te sien wat gebeur in Afrikaanse kerke in Suid-Afrika. Alles is fascinerend. Wat sê dit vir my? Dit sê vir my, elke een van ons, elke mens op hierdie aarde, het 'n ding in ons binneste wat van Adam en Eva se tyd afkom. Daar's 'n begeerte om met God te connect. Daai begeerte is generies. Ons almal het hom. En die manier hoe ons met die Here in verbintenis kom, is alles opgesom in die hele woordjie aanbidding. Sal jy my vanoggend toelaat om 'n bietjie met jou te kuier oor hoe ek aanbidding sien, hoe dat die Bybel ons help om dit te verstaan, en dan kan ons nou by die nagmaal, gaan ons vandag omtrent by nagmaal begin, maar ons gaan nog vir so 10 minute daarna 'n tydjie van aanbidding beleef, waar jy van hierdie goed op kan reageer. Hier is ons een van die eerste goed wat ek ontdek het, is, dankie julle op die volgende skerm, dat elke liewe mens het 'n ding binne in jou, dat jy wil deel wees van iets wat groter is as jy. Ons almal het dit. As ek dink aan Filippense 2, dan staan daar oor Jesus, dat hy homself verneder het en 'n mens soos ek en jy geword het. En omdat hy dit gedoen het, het God hom opgehef en hom 'n naam gegee, wat bo elke ander God se naam verhef gaan word. Bo elke een van hulle. Sodat in die naam van Jesus Christus, ek wonder of jy dit besef saam met my, daar gaan 'n dag kom waar elke moslim, elke afgodedienaar sy knie gaan buig voor my en jou Here. Sodat in die naam van Jesus Christus elke tong sal bely dat hy die Here is, dat hy die opperwese is, dat elke knie sal buig. En die konsep van 'n knie wat buig, it was the
posture of worship. In die Midde-Ooste, die manier hoe jy 'n hooggeplaaste geëer het, was om voor hom te kniel, of hulle het baie keer soms so plat gaan val in die stof voor iemand. It's a posture of honor and worship. En ek wil vandag vir jou sê, jy weet, ons het so bietjie in die Afrikaanse kultuur, het ons een of ander stuk liniaal of 'n besemstok hier in die rugstring afgekry, en dis enigste posture van worship wat ons het, is hierdie ene wat jy nou sien. Jy weet, en jy mag nie as jou hande te vinnig beweeg, dan kyk die mense, wat vang hierdie malle nou hier langs my aan. En ek wil vandag vir jou vra om daai besemstok uit te ruk. Daar's iets wat gebeur wanneer jy jou liggaam betrokke maak by hoe jy uitdrukking gee, expression gee van wat aan die binnekant aan die gang is. As jy praat, jy met jouself bietjie laat afneem, wanneer jy verduidelik van waar daai KFC is hier teen die pad af so, daai kant toe, en daar's vreeslike animasie betrokke. Hoekom is dit dan wanneer ons by aanbidding kom, wanneer ons voor die grootste naam, bo elke naam, voor hom staan, dan ruk ons onsself daar in 'n stuk spasma in. En ek wil vanoggend vir jou vra, die Bybel bring vrymoedigheid. Ons is baie keer meer bewus van wat ander mense van ons dink, as wat ons bewus is van die feit dat aanbidding is hierdie verbintenis tussen my en hom, dis waarmee ek besig is. En ek wil voor hom buig is nie net 'n fisiese handeling nie, maar as my binneste wat sê, Here, U's groter as wat ek is. En ek wil dit erken en my knie buig en my hoof, alles wat ek verteenwoordig, wil ek gebruik om eer te bring. Miskien verstaan jy dan wat het Paulus bedoel toe hy gesê het, of jy eet of slaap of drink, wat jy ook al doen. Doen alles as an act of worship. Doen dit tot eer en verheerliking van God. Kan jy miskien daai connections in die Bybel saam met my raak sien? Jy sien, die tweede ding wat elke mens wil doen, is ons wil in verwondering staan. Dis vir ons, dis die flieks wat jy kyk, dit is die National Geographics, dis die vakansies wat jy hou. Dis daar waar jy vir die see en vir die berge en vir die natuur en die programme op televisie, dankie, dis punt 2 julle, daai moment, wat gebeur in jou binneste, dit is 'n wow, ek kan nie glo hoe incredible mooi hierdie, ek sien 'n videoklip van 'n seepertjie wat 'n babietjie kry hierdie week. Ek meen, jy staan net daar, kyk, my eerste vraag is, hoe het hulle dit afgeneem? Dis al wat ek wil weet. Waar het hulle die kraamdatum van die visie gekry? Verstaan jy? So, ek was in totale verwondering gewees. En worship is dit, dis nie net om te buig, dis nie net eerbied nie. Dis ook om agteroor, net so, oh, wow, ek kan nie glo wat ek nou sien en beleef nie, en gee my kans, gaan jy nou vat na iets in die Bybel, waar jy hierdie elemente sal sien. Wanneer ons nou gesing het, who the sun sets free, is free indeed. Toe ons het gesing het daar in my binneste 'n wow gebeur, waar ek net besef het, Jesus Christus, ek het voor my oë gesien, hoe dat mense wat in slawerny vasgevang is, hoe dat hulle vrygekom het, hoe dat hulle gesigsuitdrukking verander het, as gevolg van Jesus, en dan wil ek worship, dan wil ek sê, Here, ek staan in verwondering, van wat ek in U sien en U beleef. Nie net in die skepping nie, maar hoe die Here werk in mense se lewens. En dan die derde ding wat ek net wil uitlig vandag, is dat aanbidding is nie net eerbied en buig en surrender nie. Aanbidding is nie net wow nie, maar aanbidding is ook 'n kuier. Dit is gesprek, dit is waar ek besig is om vir die Here te sê, Here, U woord sê, U het my vrygemaak. Maar nou wil ek vir U sê, Here, daar's nog hierdie ding in my lewe waar ek vryheid nodig het. En dit word 'n tweegesprek. Gebed is waarvan ek nou praat, en gebed wil ek met ander woorde deel maak vandag van aanbidding. Ek dink dat binne in die woordjie aanbidding is Bybelstudie ingesluit. Want Bybelstudie is jou geleentheid waar jy hoor hoe God uit sy woord uit met jou praat. En al is daar nie noodwendig musiek terwyl jy met jou Bybel werk nie, is daar worship. Daar's worship, daar's hierdie verbintenis tussen my en die koning. En ek wil hê jy moet vandag miskien net in jou denke vra, hoe naby aan jou is God terwyl dat jy hom aanbid? Hoe naby is hy in jou perspektief, in jou persepsie? Besef jy dat die Here soos 'n goeie vader by jou wil kom kuier in tye van aanbidding? En daarom wil ek nou vir 'n paar minute net vir jou wys. Natuurlik, een van die aanbidders in die Bybel was Dawid gewees. Lank voor hy 'n koning was, kyk in Psalm 8, dan skryf hy oor
Here, ons Here. So hy begin by opperwese. Is die een wat groter is as ek. Hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. So hy begin eers by God se grootheid en dan begin hy in verwondering begin hy praat. Hy begin eers buig voor die Here en dan praat hy in verwondering hoe glansryk is alles wat u in die hemelruim geplaas het. Jy weet, as ek na die sterre en na alles kyk rondom my, dan is ek net in verwondering en dan gaan hy aan in op die volgende slide en hy sê hierdie woorde, as ek die hemel aanskou, dan besef ek, dis die werk van u vingers, die maan en die sterre, waaraan u 'n plek gegee het. Ek weet nie van jou nie, maar ons is bevoorreg, ons bly hier buitekant op 'n plot, so ek kan sien voor my. Ek is nie soos ander mense wat in 'n baksteenhuis langs jou vaskyk nie. Ek is so dankbaar en ek kyk vir die son, en daai 23 grade wat die aarde tilt vir my, die aarde gaan nêrens, hy staan stil, die son skuif. Jy moet sien daar by my plot, daar skuif die son, nie die aarde nie. So, dis vir my verstommend in die winter, laat hy daar gaan lê, en gisteraan toe kyk ek weer vir hom, en ek kan nie glo wat trek hy al nie. Hy is heeltemal op pad hierdie kant toe, en ek verstaan Dawid, ek is die verwondering van hoe dit elke jaar presies dieselfde is. Wie het vir die reën gesê wanneer oom Paul verjaar? Los maar daai en daarso. Dan kom Dawid weer op daai punt van surrender. Wat is die mens? As ek dink aan hoe klein ek is, hoe is dit moontlik dat die verhouding met my soek? Kan jy dit sien daar? Kan jy sien die woord mindful staan in een van die Engelse vertalings? What is man that you are mindful of him? Ek is 'n pa en ek het verskeie kinders en ek dink daai wel net by een vrou, maar daai kinders, ons het bediende se kinders ook deel van ons lewe. So ons het 2 van ons eie, maar ons het eintlik 4 kinders en dit is net so amazing dat daar's nooit kompetisie in my hart as pa van my een dogter vir die ander ene vir my liefde nie. Dis asof die Here vir my heeltemal 'n nuwe hart gegee het, vir my eerste kind 'n nuwe hart gegee het vir my tweede kind. Daar's nie kompetisie dat ek van my liefde vir my vrou moet wegkerf vir hulle nie. Nou verstaan ek, hoe kan God sê, that he is mindful, dat hy 'n persoonlike stuk passie het vir elke een van ons, want ons behoort aan hom. Aanbidding is daai moment waar ek buig voor hom, waar ek in verwondering staan, en waar ek voel hoe dat sy nabyheid in my binneste kom werk. Here, ons Here, hoe wonderbaar is u naam oor die hele aarde. Ek bid dat jou aanbidding, of jy alleen ergens besig is om te gesels met die Here, en of jy dit hier saam met my doen in 'n gemeentekonteks, ek bid dat dit na 'n nuwe intensiteit sal gaan van vandag af. 'n Nuwe intensiteit. En daarom wil ek 'n oomblik met jou praat oor gemeenteaanbidding, want dit is weer heeltemal iets anders en iets uniek. Ek het weer hierdie week 'n gesprek met iemand gehad wat vir my sê, John, my eggenoot voel ongemaklik met die musiek wat julle maak. Hy geniet die prediking en die woord, maar daar's net iets wat gebeur in die musiek, en dis glad nie 'n vreemde gesprek vir my nie, dis glad nie vreemd nie. Want wanneer dit kom by gemeenteaanbidding, het ons agtergekom dat dit alles met kultuur te doen het, en nie met die woord van die Here nie. Jy kan nie uit die Bybel bewys dat die orgel die beter plan is as die gitaar nie. Daar's niks in die Bybel wat help met dit nie. Niks nie. Dit is persoonlike smaak, en daarom het ek die woordjie smaak op die skerm vir jou gesit, want ek wil hê jy moet net vanoggend ontspan daaroor. En dat ons vir mekaar sê, dis reg so, dat party mense se smaak verkies 'n bietjie meer formele sang. En as jy saam met my vandag deur ons eerste diens, ons tweede diens, vanaand se eerste diens, vanaand se tweede diens gaan, dan gaan jy in een gebou sien hoe verskil die smaak van verskillende gehore. Wat ek eerder glo is dat daar variasie moet wees. En ons kan vir die gemeente in die pad af, wat dalk met minder instrumente dit doen en 'n bietjie meer formeel is, we can celebrate that. Want dit is nie die punt nie. Die punt is nie die smaak, is nie die voorkeur nie. En as die musiek vir jou woes is en jy 'n bietjie stoei, wil ek jou aanmoedig. Ons sit op alle musiekkanale. Dis nou op jou devices en so aan. Het ons 'n speellys gaan plaas.
Kom ons praat hier van 'n playlist. Ons het 'n playlist gaan sit wat jy kan gaan soek vir al ons Engelse liedjies en al ons Afrikaanse liedjies. Gaan soek net vir Doxadio Worship of Doxadio Aanbidding. En dan wat gebeur is, soos wat jy daai liedjies luister in die week, my sussie vat haar klein 2-jarige dogtertjie en sy maak haar elke aand aan die slaap met Doxadio se worship playlist. Mettertyd kom daai liedjies en hulle kom sit in jou binneste en wanneer jy dan hier instap, dan voel dit vir jou asof jy besig is om musiek te geniet wat jy by die huis geluister het. Dis vir my baie lekker, ons het ook ons eie liedjies geskryf in die afgelope 2 jaar, het ons baie van ons eie musiek gepubliseer, so gaan soek ook die video's op YouTube, dis regtig kreatiewe, lekker ervarings om dit net so te kan geniet. Maar wat vir my interessant is vir myself, wat die liedjies so goed ken, en ek is 'n musikant en 'n aanbiddingsleier vir jare gewees. Partykeer voel dit vir my, ek is nou nie seker, is hierdie Hillsong se liedjie of is hierdie Doxadio se liedjie nie, want ons sing die liedjie hier op die verhoog, en dan het ons so eienaarskap vir hom gevat, asof het voel asof ons homself geskryf het. Daar's 'n bekendheid, daar is 'n familiarity, wat saamkom met hierdie liedjie is vir my bekend, en dit maak dat wanneer ek hier instap, daar nie 'n blokkasie is nie, daar's nie 'n barrier vir my, dat die styl van die musiek in die pad staan van 'n geleentheid vir my om tyd met my koning te spandeer nie. Maar daar's 'n tweede element, en ek het 'n term gekies, wat ek baie kritiek al gehoor het, en dis die term groepdinamika. Ek wil gou met jou daaroor praat, en ek wil dit verduidelik. Wat is dit? Sê jy vir my, wat is dit? Ons tieners, 530 van hulle was op 'n kamp gewees in hierdie afgelope week. Wat is dit wanneer tieners op 'n kampterrein bymekaar kom, wat die aanbiddingsbelewenis na nuwe vlakke toe vat? Wat is dit dat wanneer ons in Afrikaans sing, wat dit net anders is as wanneer jy hoogdrawende King James Engels mee besig is? Wat is dit? Wat is dit wat gebeur by 'n vrouekonferensie waar daar 'n klomp vroue stemme in 'n vertrek is? Hoekom is dit wanneer 'n klomp manne by weesgerus in 'n saal staan, dat wanneer daai manne stemme bulder, dat daar skielik is daar iets wat gebeur in die dinamika van die groep, wat die aanbiddingsbelewenis anders maak? En ek is besig om met jou te praat oor gemeenteaanbidding en om vir jou te sê daar is kulturele elemente. Ek weet nie of jy al in 'n gemeente was waar die meeste uit die Zulu nasie uitkom en worship van die Zulus beleef het nie. Luister, daar gebeur iets in jou bene wanneer jy daar staan. En ek is nie 'n danser nie, maar jy is reg vir dans. Onmiddellik, want daar's 'n manier wat hulle sing en 'n stuk energie wat hulle bring, waar die dinamika van die groep jou hart fasiliteer om expression te gee. Nou hoekom sê ek het baie kritiek al hieroor gehoor, want mense praat van hype, hulle sê julle hype net die mense op en so aan. Wel, dit is interessant dat mense so maklik dan nou gemanipuleer word, maar ek wil net vir jou vandag sê, daar's 'n gesonde ding wat ek vermoed Jesus bedoel het, toe hy hierdie woorde gesê het, julle kan vir hulle wys, hy het gesê, wanneer 2 of 3 in my naam bymekaar kom, is ek in hulle midde. Nou, die vorige versies praat oor gebed. En ek en jy kan kies om alleen te bid. Ons kan kies om alleen te sing. Ons kan kies om ons eie ding te doen. En party van julle, ek verkies dat jy alleen sing, okay? Maar die feit is, ons kan kies om dit te doen. Maar wat Jesus hier sê is, hoekom sal hy sê, wanneer 2 of 3 bymekaar kom, dan is ek in julle midde? Beteken, is dit eksklusief? Beteken dit dat wanneer jy alleen bid, is Jesus nie daar nie? Ek meen, dis nonsens. Die res van die Bybel sê, hy is Immanuel, hy is by ons, hy het beloof, ek sal met julle wees tot aan die eindes van die aarde. So Jesus is klaar by ons. Waarvan hy hier praat, is hy sê, daar's 'n groepdinamika. Dat wanneer 2 begin saamstem oor 'n betrokke onderwerp, is daar 'n verhoogde belewenis van my teenwoordigheid. Dis nie dat ek meer teenwoordig is nie, dit is jou bewustheid, jou belewenis van my teenwoordigheid wat na nuwe vlakke toe gaan. Dis jou ervaring van God wat groepsdinamika stimuleer, wat goed en gesond is. En natuurlik glo ek nie daaraan dat gemeentes mense moet manipuleer nie. Ek glo dat dit 'n gesonde plek moet wees waar ons binne in ons kultuur net die genot kan hê van 'n paar honderd mense wat saam sing.
Ek het hierdie ervaring gehad op Loftesversveld, 75,000 mense. Die dag wat oom Angus hulle hierso, dit is die grootste byeenkoms wat nog ooit tot vandag toe op Loftesversveld gehou is, was 'n Christelike byeenkoms gewees. En daai dag, toe 75,000 mense sing, lig jou hande na bo, sing halleluja. Ek meen toe dawer dit laat my dink aan liedjies wat ek op skool gesing het, die reisdawerende gejuig en geluide. Het gevoel asof die hemel neersak in daai plek. En ek wil vandag jou aanmoedig. Ek wil jou aanmoedig. Daar's baie keer in ons koppe, is daar so ietsie van Sondag, is die musiek die voorprogram. Dis die voorprogram. Jy weet, dis soos die artist before the artist, wanneer jy na musiek gaan kyk. En ek sien hoe dat ons met ons koppie koffie inkom, jy weet, asof ons 'n fliek om kyk, en ons kyk net gou na die advertensies, en dan kom die preek. Dan begin die diens nou. Wil jy nie vanoggend, ek beklei nie, hoor, nog nie. So ek wil net vra, drink asseblief jou koffie daar buite, maar wil jy nie asseblief, na die eerste moment, die eerste noot wat gespeel word, is 'n geleentheid vir jou, om soos Dawid in Psalm 8, is om soos hierdie mense 2 of 3, in te stap in 'n ervaring, waar ek dan nou, terwyl dit 'n groep dinamika het, kom doen ek dan nou wat eintlik die doel van aanbidding is, en dit is dat dit 'n baie persoonlike belewenis moet wees. So kom saam met my na Johannes hoofstuk 4 toe, en ek praat met jou oor persoonlike aanbidding, en dis dan wat ons nou gaan doen, by hierdie 2 elemente van die nagmaaltafel. Net so een sinnetjie oor die agtergrond, net voor jy lees, die agtergrond is, Jesus is moeg, hy sit by 'n put, hy is in Samaria, en hy stuur die disippels na die naaste dorpie toe, om te gaan kos haal, en hier kom 'n vrou, heeltemal op 'n ongewone tyd van die dag, kom sy water haal. Dit is baie duidelik vir Jesus, dat hierdie vrou se lewe in krisis is. En hy's moeg, maar ten spyte van sy moegheid, laat hy toe, dat God uit hom uitreik na hierdie vrou toe. En haar reaksie is 'n tipiese Afrikaanse reaksie in Suid-Afrika. Ek het my kerk. Ons het ons manier. Ons aanbid op die berg, julle aanbid daar in die tempel. Wat een is nou reg? In plaas van dat sy besef, hierdie is 'n persoonlike Godmoment, is sy besig om 'n godsdienstige kerkmoment van hom te maak. Dis die konteks, dis die storie wat agter die storie hier lê. En toe maak Jesus hierdie opmerking, en hy sê, die tyd het nou gekom, wanneer ware aanbidders, die Vader, kan jy hoor hoe dat hy in verhoudingsterme praat, deur gees en in waarheid sal aanbid. So dis nie 'n plek nie, dis nie 'n kerkgebou of 'n hoogte nie, dit is 'n persoonlike belewenis. Want die Vader, in die ou vertaling staan daar, hy soek na sulke mense. Het jy besef, God soek nie jou aanbidding nie, hy soek aanbidders. Hy soek na daai moment waar jy voor hom buig, waar jy in verwondering staan. Hy soek daai moment waar jy met hom gesels en met hom kuier, en daarom gebruik Jesus hier 'n woord, wat later uit Aramees gepraat, waarskynlik later in die Griekse taal, die woord proskuneo, wat beteken om jou gesig teen iemand te druk. Dit is daai intieme oomblik tussen 'n pa en jou kind, waar jy hulle op die voorkop soen, of waar jy hulle wangetjies nibbel. Dis daai oomblik waar 'n pa en 'n kind, nee wag, dis die oupa en die kind, nee goed, so, maar waar hierdie gesig oomblik, as jy dit nou lees, die tyd is nou, sê Jesus, vir ware mense wat hulle gesig teen God se gesig druk, waar hulle die Vader wat gees is, in gees aanbid, met ander woorde, in geloof, ek sien hom nie, maar ek aanbid hom asof hy by my is, en in waarheid, ek bring my egtheid. Jy kan nie, wanneer jy jou gesig naby iemand bring, kan jy nie wegsteek hoe jou asem ruik nie, is ons by mekaar? So daar's daai oomblik van egtheid en intimiteit, daar's waarheid, en besef jy vanoggend, dat God ontevrede is, dat ek en jy net kom en kom karaoke op 'n Sondag, liedjies afsing van 'n skerm af. Daar's 'n Vader wat sê, ek soek na 'n oomblik waar jy jou hart vir my sal oopmaak en my 'n kans gee om my hart te deponeer in waarmee jy besig is. En daarom is aanbidding vir John, wanneer ek nou na hierdie simbole toe gaan,
Die brood praat van Jesus se liggaam wat uitmekaar geskeur is, sodat ek heel kan wees. My spanning, my bekommernis, soos ek hier staan, is daar 1 of 2 goed in my lewe wat nou en dan pla in die nag. Weet jy waarvan ek praat? Dis vanoggend daai oomblik wat ek daai broodjie sluk en ek sê, Here, dankie dat daai vrees en daai bekommernis gaan nie settle in my binneste nie. God het gekom om vir my shalom te gee en die heelmaking te bring. En hierdie druiwesap wat 'n simbool is van sy bloed wat gevloei het, en dit was die oortuiging van mense dat jou lewe in jou bloed is. Met ander woorde, Here, U het gekom dat ek lewe in oorvloed kan hê. En hier is die goed in my lewe vanoggend, wat lewe uit my uitgetap het hierdie laaste ruk, wat die en die het gebeur in my lewe. Here, dankie, dat terwyl ek hierdie, daar's niks magic binne in die druiwesap nie, want dit is natuurlike goed, maar ek is met gees goed besig. Ek is besig om God wat gees is, te aanbid, my gesig teen sy gesig te druk. En simbolies, sal jy sien op die volgende skerm, is ek eintlik besig, eerstens, om my emosies met hom te deel. En vir hom te sê, Here, kan jy sien hoe kwaad was ek daar? Here, kan jy sien ek is bekommerd daar? Here, kan jy hoor, hierdie is wat in my gemoed aan die gang is vir my kind, en hier is my huwelik, en hier is die goed in my land wat net vir my voel. Here, asseblief, gee vir Eskom 'n weerligstraal, asseblief. Gee net iets moet of verwoes of regmaak, ek weet nie. Kom nou, kom ouens, kan jy dink dat jou Vader daai tipe waarheid begeer in jou lewe? Kan jy verstaan hoekom as jy 'n besemstok agter in jou klere het en jy staan emosieloos voor die Here? Dat ek as 'n pa, as my kind die hele week gewerk het en sy kom by die huis aan en sy net hallo dad en sy voeter na kamer in, daar sal 'n redelike diep sooibrand in hierdie mens wees losbreek en hulle weet dit. Jy kom groet my ordentlik, jy gaan sit jou goed neer, dan kom kuier jy by my. Want daar's hierdie behoefte na verhouding. Jou Vader in die hemel wil exactly dieselfde by jou en my hê. En die tweede ding is, dis nie vir hom genoeg, net dat jy jou emosie uitblaker nie. Hy soek 'n kans om met jou te praat oor jou perspektiewe en hy wil net jou waarheid hoor, maar ook sy waarheid met jou deel. Wanneer ons liedjies sing wat so skielvol geskryf is daar waarheid, daar sulke nuggets of truth wat weggesteek is in van die woorde. Aanbidding is daai oomblik waar ek sê, Here, dankie vir wat ek nou gesing het. Dankie wat ons nou, en daarom wil ek net sê, dis nie 'n slegte ding dat ons van die liedjies se woorde so bietjie herhaal nie. Kan jy dit verstaan? Iemand eendag vir my gesê, John, kan julle nie net bo begin sing en tot onder in klaar kry nie? Wat se herhaling is hierdie, asseblief? Ek dink herhaling is die moeder, sê ons, van alle studie. En daar's momente, dalk die eerste keer wat ek dit sing het ek dit nie beleef nie, tweede, die derde keer, dan voel ek, hier praat God se waarheid nou, en ek gaan anders kyk na my lewe. En baie keer is dit nie net die woorde op die skerm nie, partykeer is dit net iets wat binne in my gebeur, waar ek voel, hier gee die Here nou vir my perspektief, hier praat hy met my. Dis wat aanbidding doen. Aanbidding is my emosie, dis sy perspektief, en natuurlik sy inspraak, 'n geleentheid dat ek hier kan uitstap, en ek kan weet, die Here het vandag met my gepraat, en met my gewerk. Ek nooi jou, kom staan saam met my, en kom ons gaan vir 'n oomblik saam bid, julle kan opstaan, en die musikante gaan vir ons gereed kry, en omtrent so vir 12 minute, gaan ons in 'n tyd van aanbidding ingaan, 'n tyd waar jy saam met my nagmaal kan gebruik, en kom ons bid net eers saam. Here Jesus, ons wil almal vandag opstaan voor U staan, en ons wil dankie sê, Here, dat U namens my voor God gaan staan het. En hierdie tafel is 'n getuienis, dat U al die spanning en al die sonde en al die afstand tussen my en my God wat gees is, U het verwyder, Here, U het in nabyheid gebring, U het Immanuel geword en het God aan ons kom bekendstel. U het die hart van 'n Vader vir ons kom wys en vir ons die pad gewys om in verhouding met hom te leef. So ek kom vanoggend na hierdie tafel toe, Here, en ek kom eers net dankie sê. Ek staan in verwondering vir U liefde oor my lewe. Ek staan in verwondering vir hoe U my embrace, hoe dat U my omarm, en hoe dat U my reinig, en hoe dat U vergewe, en hoe U my lewe nuut maak. Dis wat vanoggend vir my by hierdie tafel gebeur, Here, maar ek wil 'n tree verder gaan, en terwyl dat ek vandag hierdie elemente gebruik en ons saam bid, Here, wil ons ook toelaat dat U belofte van lewe en U belofte van restaurasie en U belofte van genesing
En U belofte van bemagtiging, Here, dat dit vandag saam met my teruggaan, in my kar terug na my huis en my werk toe. Dankie vir hierdie tafel, dankie vir 10 of 12 minute van aanbidding. Heilige Gees, kom net in hierdie oomblik. Kom arresteer my binneste en kom doen in my hart wat U beplan het vir vandag. Ons sê dankie, dankie, dankie Here, in Jesus naam, amen. Amen. Die tafels is voorberei daarbo agter en die voor. Kom ons gaan net met die sagte musiek, gaan ons nou 'n tyd van nagmaal hê en daarna gaan ek jou nooi om weer saam met ons te sing en bietjie verder die Here te aanbid. Jy is welkom om op jou eie te gebruik of saam met vriende of jou familie. Wanneer ons gaan sing oor hoe U meer as genoeg is, Here.
vandag onder die stortreën van die oorvloed kan kom staan. En ek bid dat mense net in hulle gemoed sal ervaar hoe dat U ons oplig, Here. Hoe dat U ons koppe optel. En dat ons vandag weet, ons is vasgegroei aan U. U is in ons en ons is binne in U. Dankie dat ons aanbidding nou in hierdie oomblik, maar ook in my karmore en in my groep wanneer ons by mekaar kom hierdie week, dat ons God belewenis vir die res van hierdie jaar heeltemal ratte wissel as gevolg van wat vanoggend in ons harte gebeur. Amen. Amen. Wanneer jy gereed is, kan jy staan saam met ons en net vir so 'n paar minute nog verder Here aanbid.
Ja, Here, dankie dat U presies weet waar elkeen van ons is. Here, en soos wat ons vandag ons harte en ons gedagtes en ons lewens oopmaak in aanbidding, Here, ontmoet U elkeen van ons daar waar ons is. Here, U ken elke vrees, U ken elke onsekerheid, Here, U ken elke situasie, U ken elke stukkie vreugde, elke victory, Here, en dankie daarvoor. Dankie dat ons intiem, Here, dat U intiem betrokke is in ons lewens, Here, en laat ons regtig kan sê, U is meer as genoeg vir elke omstandigheid waardeur ons gaan, Here. Here, dankie dat ons kan lewe uitspreek oor elke omstandigheid, Here, daar waar dit lyk of daar verwoesting is, Here, weet ons, Here, U kan dit vat, Here, wat die vyand bedoel het om te kom verwoes, en U gaan iets amazing daar uitbring, Here, iets lewendgewend, Here, en dankie daarvoor, dankie vir oomblikke soos hierdie, waar ons net bewus net weer kan wees van die teenwoordigheid, wat elke oomblik van elke dag by ons is. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie julle. Julle kan julle sitplekke neem vir 'n oomblik. So lekker om vandag net saam met julle te kuier en hierdie oomblikke saam met julle te share. Daar's net so 'n paar goed van ons kant af, 'n paar exciting goed wat opkom. Die eerste een is die 11de Oktober, eerskomende Dinsdag, is Melton van der Merwe by ons CCEP Open Evening. Nou, ons CCEP is ons Bybelskool, en Melton is die outreach pastor van New Life Church in Colorado Springs, en hulle bring 'n hele span hiernatoe. So Melton en John is saam met ons Dinsdag aand, en is 'n oop aand vir enigiemand. So kom kyk, kom luister wat geshare word, en ek dink dit is ook 'n goeie geleentheid om net iets te beleef van wat ons doen in CCEP elke Dinsdag aand met ons Bybelskool. En dan volgende Sondag het ons nuwe vennote aand. Nou, ons praat in Doxodeo, praat ons nie van lidmate nie, want ek is 'n lidmaat by 'n klein golfklub daar in die Suidkus, maar ek was nog nooit daar nie. Hulle gee my 'n goedkoop handicap, maar dis omtrent dit, maar as ek 'n vennoot is iewers, dan gee ek my tyd, my resources en my talente, omdat ek glo in 'n droom van dit wat ons doen. So kom hoor, wie is Doxodeo? Miskien is jy vandag vir die eerste keer saam met ons, en jy wil volgende Sondag, miskien beleef jy iets in jou hart, hierdie miskien jou gemeente is, kom join ons volgende Sondag, of miskien is jy al 'n rukkie saam met ons, maar jy wil daai volgende tree van betrokkenheid gee, en regtig jouself kom indelf in dit waarmee die Here besig is vir ons as kampus. So maak seker, jy registreer net vir daai by ons info toonbank, of by ons website, en dan sê jy op jou stoel gesien het, of die stoel langs jou so 'n koevert. Nou dit, ek dink een van die areas waar dit prakties vir ons ook maklik is om die Here te aanbid is met ons finansies, en daai gee vir jou so 'n paar opsies net om dit vir jou maklik te maak. So maak 'n moment hiervan, en soos wat jy dit doen, en sê Here, hier is ons nog 'n area wat ek net U wil aanbid en U dankie sê net vir voorsiening in my lewe, en ons ons sien uit na dit wat die Here gaan doen ook in daai area in jou lewe. Maar kyk gou saam met my nog na so 1 of 2 goed in ons familienuus. Protecting the Innocence of Childhood is 'n 4-weke kursus wat ouers toerus om seksuele inligting aan hul kinders oor te dra op 'n neutrale en direkte manier wat ouderdomsgepas is. Die kursus gee wenke oor hoe om daardie ongemaklike vrae te beantwoord, hoe om seuns en dogters verskillend te benader, en ook hoe om ons kinders voor te berei op die lewensverandering wat nog voorlê. You raise me up. Is jy moeg om alleen te sing? Ja. Drumroll, please.
Wel, hier is jou kans of jy sing of 'n instrument speel. Kom maak 'n audisie afspraak by ons inligtingsaand om deel te raak van ons aanbiddingspan. Yes, that was very bad. Tydens die verlovingsfase van jou verhouding gaan die meeste energie en geld om die groot dag te beplan. Maar die waardevolste belegging wat jy in jou huwelik kan maak, is om jou toe te rus met God se perspektief oor 'n gesonde huwelik. Ons is verloof wat nou is ontwerp om al jou vrae oor getroudheid te beantwoord en jou gereed te maak vir die res van jou lewe saam. I believe influence is at the core of leadership. Wherever you are, you have influence. When you invest in developing your leadership skills, you give back to everyone around you. You strengthen your relationships, you build trust, you innovate toward a better future, and you face challenges head on with a fresh perspective. Not only do you thrive, but your family thrives, your business thrives, your church thrives, and your community thrives because everyone wins when the leader gets better. Om in te skryf of meer inligting te kry, besoek ons kalender. Nou sê, so julle kan gerus op ons kalender op ons webwerf gaan kyk. En twee goed, vanaand sien ons uit en vertrou saam met ons. Ons het Iver Swarts wat by ons 2 aanddienste sy storie kom vertel van die manne was by die mannekamp, waar hy sy storie gedeel het. Dis ongelooflik powerful. So as jy young adults of studente connections het, nooi hulle na vanaand toe ons en vertrou saam met ons, bid saam met ons vir regtig massive deurbraak in mense se lewens. En dan al die manne, kyk gou na jou vrou, kyk haar diep in die oë en sê vir haar, volgende Saterdag het ek die kinders. Okay? Ek het hulle, gaan skryf vir jou 'n kaartjie, gaan registreer vir ons vroue konferensie daar agter by ons info toonbank, ons het 'n tafel ook. Gemaak seker jy doen dit, dan sal koffie daar buite kom, ons kuier lekker saam en dan sien julle volgende week. Sien julle Saterdag, al die girls. Everybody knows it, but the road less traveled is hard to walk.